Hallo julle. Hoe was julle week gewees? OK. So ek het vandag vir julle 'n storie uit 'n ou boek uit. Ek weet nie of dit by julle huise is nie, maar as dit nie by julle huise is nie, moet julle met oom Jannie praat. Hy kan vir julle sulke boeke organise. Oom Attie se slaaptyd stories. Wie daai boek by die huis? Maar nou jy gee jou ouderdom weg. So as julle nie oom Attie se slaaptyd stories het nie, moet julle almal met oom Jannie gaan praat dat mamma en pappa vir julle daai stel boeke kry. Dis die beste stories ooit om mee te gaan slaap. So ek wil vandag vir julle 'n storie vertel uit een van hulle. So daar's hierdie boetie en sussie, maar hulle het nie baie geld gehad nie. Hulle was 'n bietjie arm. En so dit het tyd geword dat daar 'n partytjie gehou word. En die dorp het elke jaar vir 'n partytjie gehou vir die mense wat nie so baie geld het nie. En dan het hulle 'n klomp persente gekry en dan kon elkeen gaan en vir homself 'n persent kies. So jy kon enige persent onder die boom kies en dit was jou geskenk. En Boetie en Sissie was so verskriklik bly want hulle was genooi na hierdie partytjie toe aan die einde van die jaar. En hulle kon nie meer wag nie, hulle het die slaapies afgetel om by daai partytjie uit te kom. En toe so 'n week voor die partytjie is, toe raak, kom ons noem hom Morney, toe raak Morney se sussie siek. En sy word in die hospitaal opgeneem. En sy was so verskriklik hartseer. Sy het so uitgesien om by daai partytjie te wees en vir haar 'n geskenk te kon kies, want sy was nie gereeld iemand wat gereeld geskenkies gekry het nie. En toe moet sy in die hospitaal gaan lê. En haar hartjie was so verskriklik seer. Maar Morney se hartjie was baie bly want hy kon nog steeds partytjie toe gaan. En die dag het gekom en hy het sy klere aangetrek en hy het sy tande geborsel en sy hare gekam en mamma het hom na hierdie partytjie toe gevat. En weet julle wat? Toe hy by die partytjie kom, toe sien hy onder die boom hierdie groot mooi rooi brandweerwa. En hy kon nie sy oë van daai brandweerwa afhou nie. Hy het in sy lewe nog nooit so 'n mooi brandweerwa gesien nie. En nou sit hy so op die punt van sy stoel en elke keer as 'n maatjie vorentoe gaan om 'n geskenk te kies, dan raak hy so bietjie bang in sy hart van wat as iemand sy brandweerwa kies. Maar net so aanderkant die brandweerwa daar 'n pop gelê. En hy het gedink, "Jo, asseblief moenie dat daai pop oorbly nie, want dan gaan ek met 'n pop vandag huis toe gaan." En toe kry hy 'n gedagte in sy hart, miskien moet hy die pop vat en dit vir Sissie kies sodat hy dit vir Sissie kan vat. En weet julle wat, toe begin daar 'n stryd in sy hart. Want hy kyk na hierdie brandweerwa en dis hierdie mooi brandweerwa met 'n leer wat so uitkom en 'n knoppie as jy hom druk, dan maak hy piepom piepom. En dit is die beste brandweerwa ooit. Hy wil daai brandweerwa hê. Maar toe begin hy ook na die pop kyk en hy besef, maar weet julle wat, my sussie is in 'n hospitaal en sy wou so graag by hierdie partytjie gewees het. Miskien moet ek die pop vir sussie kies. En hy het gewik en geweeg en hy het gewik en geweeg en hy het gesê, wat moet ek doen? En toe dit sy beurt kom, toe gaan hy boom toe en hy kies die pop. En daai aand toe hy by die hospitaal kom, toe gee hy vir sy sussie die pop. En sy het begin huil, so bly was sy, want sy het nog nooit eers 'n pop gehad nie. En net daar het klein Morney so goed gevoel in sy hartjie, dat hy besluit het om sy mooi brandweerwa te los en vir sy sussie 'n pop te kies. En weet julle wat, die tannie wat die partytjie beplan het agter hom gesit en gesien wat hy gedoen het, en sy kon sien, hy wou die rooi brandweerwa vat en toe het dit gelos. En sy toe met Morney se mamma gaan praat en 2 aande later is daar 'n klop aan die deur. En toe Morney hardloop om die deur oop te maak, toe staan niemand nie, maar voor die deur lê daar hierdie groot rooi brandweerwa met 'n leer wat uitkom en 'n knoppie wat jy druk wat piepel piepel maak. So wat is die les wat ek wil hê julle moet leer uit hierdie storie? Wat dink julle wat leer 'n mens uit so 'n storie uit? Ja. To think about others. Very important, Hailey. Ja.
om te gee. Julle is 'n klomp slim kinders. So met ander woorde, as ek graag iets wil hê, maar ek sien daar's iemand anderste wat dit ook wil hê, en ek gaan en ek gee van myself en ek is onselfsugtig, en ek gee vir iemand iets aan iemand iets, selfs al wil ek iets hê, dan beteken dit dat ek is onselfsugtig. En baie keer wanneer ons onselfsugtig is, dan seën liewe Jesus ons weer op 'n ander manier. So onthou altyd dat om vir iemand anders iets te gee, al wil jy dit graag hê, soos byvoorbeeld die grootste appel by die huis, as jy dit vir Boetie of Sissie gee, terwyl jy hom eerder wil hê, dan beteken dit jy is onselfsugtig. En dis wat liewe Jesus graag wil hê, want hy was onselfsugtig toe hy vir ons aan die kruis gesterf het. Gaan julle dit onthou? OK, ons kan maar die geldjies opneem hoor.